Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Het jy vra? Nee, ek moet jy foon kry. Skoon. Joune? Nee, myne is ek kan voel dat my grob. Nee, daar is. Maak skoon. Ek spesiaal. Laat ek sien. Hou op vir die mense jou paswoord sê. So ons is by episode 26. Ja, gaan ons gebid vir die episode, net vandag. Kan. Okay, maak vinnig jou doen. Here, dankie dat ons by mekaar kan kom. Here, ons kom vra dat jy asseblief hierdie episode sal seën, hierdie opname sal seën, dat jy ons sal help asseblief om te sê wat u wil hê ons moet sê, dat wie ook al hierdie kyk, dit bereik wie dit moet bereik. Here, kom vat ons tonge oor, dat ons nie ons eie goed hier kom sê nie, dat jy net regtig deur ons sal praat en ons ervarings eerlik sal kan deel. En ja, Here, dat ons net sal geniet. Ons bid in Jesus naam. Amen. Amen. Okay, so reg. Okay, laat ek uit soos. Dis 'n besige dag. Dit is crazy besig. Ek okay. het die kombuis oorgevat. Soos Frontier Cafe. So Dag 1. vandag was my eerste dag. So dis is klomp nuwe goeders leer van hoeveel veggies om te gaan koop in die verpakking en die mense en die dit voel net ek het heeltyd gedink. So even toe ons die afleweringe gaan doen het en jy vra my al daai vrae, toe sê ek so shut up net. Ja, ek moet weet waar om te gaan. En Bernard is soos my hierdie is letterlik 'n goed wat ek nie self kan uitfigure nie. Soos dis goeders wat jy my moet sê vir my om te weet. En ek soos weet dit net. Soos, Wow. Maar ja, in elk geval, welkom by Koffie vir Twee episode 26. Ons moet seker vir die kamera kyk elke nou en dan. Nee, ons hoef nie. Kyk, ons het heeltyd mekaar. Ja. Dit is 'n bietjie onpersoonlik. Nee, want dit is 'n conversation tussen my en jou. Want die video is net ekstra. Hierdie is soos dis meer vir soos Spotify soos. Dis 'n podcast. Is dit waar meeste van julle luister? Oh, okay. Very cool. So en as ons eendag baie meer equipment het en goeders dan sal ons nou soos Angles en goeders. angles en Okay. ja. Okay, so wat praat ons vandag? Ons praat 'n bietjie oor identiteit in Christus. Okay. Ek dink dit is iets waarmee ek en jy altyd gesukkel het. En hoe dit het ons huwelik beïnvloed. En ja, so ek dink ons gaan praat oor identiteit in Christus, maar is ook half soos 'n testimonie. Want ek dink altyd loop hand aan hand. Ja, so wil jy hulle dalk net gou inlig van wie jy is en hoekom is jy hier? Soos op aarde of Nee, ek joke. Bernard is my man. Ons is al getroud vir 6 jaar. 6,5. Ons gaan uit vir 7 jaar. Dan sê. En hy het 'n stap in geloof gevat en sy werk bedank en hy's nou in Suid-Afrika saam met sy familie. Van Kanada af. Vir die wat nie weet nie. Ja, ons het terug geïmmigreer. Maar Ja. so Dit is 'n trend storie. ja, dis baie lekker om hier so te hê. Dankie. Dis lekker om hier te wees. Dit is 'n Finally. crazy 6 maande. Finally. Ja. Ek voel eintlik soos hierdie wat dit 'n stap in geloof is vir my makliker as die afgelope 6 maande. Ja, dis moeilik in mense waiting season. As mens nie weet hoe lank dit gaan wees of hoe dit gaan werk of so nie, dan is dit moeilik om te wait. Ja. Want ek het al 'n paar keer vir jou gesê, ek dink dit sou vir my makliker gewees het as ek soos weet jy's weg vir 3 maande en jy kom terug vir 'n maand en jy's weg vir 3 maande. Waar letterlik ons het jou gegroet in Maart, nie geweet wanneer ons mekaar weer gaan sien nie. Wel, eintlik eers in Januarie. Maart was net 'n bonus. Ja, maar Januarie, geweest. ons het almal geweet julle kom in Maart, verstaan? Soos dis iets wat ons vooraf geweet het, maar Maart toe ons jou gegroet het, toe dit so is. Ons weet nie gaan jy die kinders sien as hulle eers 5 is, gaan jy Ja, die idee was om te kom voor Nina se verjaarsdag wat einde Oktober is. Maar ons het altyd ook geweet daar's 'n realiteit. Ja, daar was 'n moontlikheid dat eers in Desember sou wees of Of selfs later. eers. Ja.
So ja, ons het nie regtig geweet nie. Maar jy is nou terug Jy en ons is nog steeds in 'n waiting season. Ons weet nog nie heeltemal waarna toe die Here jou gaan lei of wat jy gaan doen nie. maar ons plant so lank saadjies. Ons plant solank saadjies. Ek het die Frontiese Cafe oorgevat. So ek is woes besig met dit en Ek het 'n barista geword. jy het 'n barista geword by Frontiese Cafe. So basically jy sit net daar doen aansoek vir werk, wat ook al help so nou en dan in die Wel, kombuis. vandag was 'n bietjie anders, maar die eerste dag was so. Ek het gehelp kos sny, ek het gebabysit die kinders, ek het koffie gemaak, Jy het 'n bietjie ek van het alles bemarking gedoen, ek het rondgery. regtig flippend lekker koffie. Dankie, ek het goeie teachers gehad. Jy maak wel lekker koffie, daai melk is so dankie. creamy. Yes. Okay, so net 'n bietjie van 'n backstory van hoekom ons besluit het om te praat oor jou identiteit in Christus. Is ek voel ek en jou albei het half soos nie ons identiteit in Christus, wel obviously nie ons identiteit in Christus gesit nie. En dit het ons huwelik nogal skwaai beïnvloed. Ek en jy albei ons albei was kind of nog op skool toe ons ontmoet het. Jy was matriek en ek was graad 10. En ons het gedate, obviously, dit was ons kind of soos die honeymoon phase, jy leer mekaar ken, so 'n mens doen outomaties bietjie ekstra as jy date of is nie so, ek weet nie eers hoe om te verduidelik. Want toe gaan jy met hierdie. Toe trek ons Kanada toe. Maar Toe is getrou en toe trek ons. Kanada ja, toe. obviously. Toe trou ons en ons trek Kanada toe en toe is dit asof die COVID obviously gebeur het en dit het half 'n is dit 'n mikroskoop op ons identiteit gesit. Ja, absoluut. So dit het half deur dit moeilik gegaan het om werk te kry en jy Kon nie uitgegaan het. Kon nie uitgaan Kanada was nie. baie erg geweest. Jy kon nie uitgegaan het nie. Ja. Kon nie gaan oefen het nie. Jy kon nie klomp goed gaan doen het nie. So toe is dit redelike crash in Maar selfs identiteit. soos ek meen, ons het Ja. jy het in Januarie gegaan, ek het in Februarie gegaan, maar toe sit lockdown. Ja. En toe jy kon nie werk kry nie want hulle het actually mense afgedank. En hiring freezes. Hiring freezes gehad. Jy kan nie vriende maak nie want Jy kan nie uitgaan waar nie. ontmoet jy mekaar? Ja. Buiten, ek weet ons het 'n paar vriende soos op Facebook ontmoet en by mekaar uitgekom na lockdown, maar soos dit was nog steeds soos en ek voel dis hoekom ek gesê dit het half soos 'n mikroskoop gesit op identiteit want toe begin dit nou van soos ja, jy besef dat dis COVID, maar jy het 'n graad, jy het 'n honeurs, verstaan soos ons het al hierdie vriende gehad in Suid-Afrika. Nou is dit asof alles van soos okay, maar hoekom wat is fout met my want ek Ja, ek dink dit kom op 'n punt waar jy voel daar's iets fout met jou want nou sukkel jy met vriende. Jy sukkel met goed wat vir jou basies was. So ek dink kos verduidelik dit eers wat ons prentjie van identiteit is. So identiteit is as jy vir iemand beskryf wie jy is, wat jou passies is, want in Suid-Afrika was dit van soos ek is mal oor sport, ek is mal oor om met mense te kuier, ek is goed met mense en jy's baie social. ja, Jy- maar so ek het 'n jy groot Jy charge by mense. ja, so dit gee vir my energie om te socialise en by mense te wees. Nou kom COVID en hy breek dit af. Nou is dit soos okay, maar wie is ek as ek nie social nie? Wie is ek as ek nie 6 verskillende sporte doen nie? Wie is ek as ek nie hierdie en hierdie en hierdie doen nie? En dit het vinnig ons identiteit kom afbreek, maar dit het 'n lang tyd gevat om jou identiteit in die regte plek weer te sit, want ons het ons identiteit in klomp ander goed gesit, soos okay, ons kyk nou hierdie series en ons drink nou hierdie koffie of wat ook al dit mag wees of so ek dink ons het Of ons as jy- identiteit baie gaan soek. As jy hierdie tipe apartment het, dan gaan jy meer vriende hê of jy gaan gelukkiger wees of jy match nou met hierdie vriende of
Ja, Verstaan? soos jy dan begin jy beweeg na materialistiese goederes om vriende Ons te het trek. 100% ons identiteit in materialistiese goederes gesoek. Ja, want ons het gedink op daai stadium, dit is wat die dit is wat obviously wat fout is, want hier het ons goed gehad en ons het vriende gehad wat by ons kom kuier het en dit was net regtig goeie tye gewees en hier het ons 'n groot krisis nou met vriende wat ons verskriklik baie moeite voordoen en nie almal deel die hoeveelheid moeite nie. En dit voel net nie soos ons hartsmens. Dit voel nou ongelooflik baie werk net om 'n basiese vriendskap te bou. En dan begin jy wonder soos hoorie maar is dit ek want dit so dan begin jy begin vra soos hoorie is daar iets fout met my en dan begin jy daai gat probeer vul met ander goed en ons het dit baie probeer doen met materialistiese goederes want ons is van hoorie duidelik is ons kort iets. Ons doen iets verkeerd. So ek dink vir ons identiteit was dit afgebreek geweest en myne spesifiek was rondom vriende en sport. As ek goed doen in sport sê mense vir my hoe goed ek is. Met vriende sê hulle vir my hoe oulik ek is of hoe lekker hulle saam met my kuier. Dit het my laat goed voel, dit het my laat opbou. Dit So is hoekom dit het my identiteit geword. en dit is ook hoekom dit vir jou so moeilik was werksgewys want jy doen 'n aansoek vir werk, dan sal hulle eerder dadelik vir jou sê nee, jy het nie die werk gekry nie of hulle nooi jou vir 'n onderhoud en dan sê hulle vir jy het nie die werk gekry nie. So jy As hulle jou ewen gesê. as hulle jou ewen gesê het. Maar verstaan jy, so dit voel heeltyd is daai van soos jy moet vir hulle gaan bewys jy's slim genoeg of jy kan hierdie werk doen wat ook al en dan is hulle soos nee. Soos Dis goed dat jy dit opbring want ek het definitief probeer bewys die hele tyd. Hoe oulik ek is, hoe slim ek is, hoe kan ek deelneem in gesprekke en goed en ek dink dit het baie needy voorgekom en baie know-it-all en goeie soos dit. Goed, die heeltemal teenoorgestelde van wie ek eintlik is en van wat ek wil doen, maar jy's so desperaat en jy kryf so om daai identiteit terug te hê dat jy amper sal enigiets doen vir dit. Maar jy overcompensate en dan kom dit oor as needy en irriterend. maar dis ook party goeie wat jy nie eens agtergekom het nie. Dan het ek na die tyd na jou toe gegaan en gesê hoor, jy moenie dit so sê nie of moenie Ja, dit doen nie. ja. En dan sê jy soos jy het nie eens daaraan gedink nie. Partykeer het ons beklei daaroor want jy soos Absoluut. ek doen letterlik alles verkeerd. Ja, En dan het dit ook eintlik half net soos julle identiteitskrisis het erger dit is 'n geraak. identity crisis. Dit is baie goed gestel. En dit is presies dit want dit voel jy probeer klaar so hard om te kom waar jy was, maar omdat jy so hard probeer doen jy alles verkeerd en jou fondasie is nie reg nie. Om dit net soos vinnig op te som, dit was soos letterlik jy was soos 'n salesperson vir jouself. Ja. So jy het letterlik jouself try verkoop Van hoekom ek 'n goeie van vriend is. hoekom jy 'n en goeie hoekom vriend ek, is, hoekom jy slim is, hoekom ja, maar in elk geval, so dit het ons huwelik begin beïnvloed. Want dit het vir my begin voel, maar jy was nooit so nie. Ek het nie, toe ek en jy begin uitgaan het, en selfs toe ons verloof is en wat ook al, toe was dit soos, jy was hierdie outgoing person, jy het soos, almal wat by jou kom kuier, jy het nie nodig gehad om vir mense te sê hoe oulik is jy, of enigstens so iets nie. En dit het ons huwelik begin beïnvloed, want dit het vir my gevoel soos, ek kan nie die hele tyd vir jou sê, 24/7, hoorie, jy so oulik, jy so dit, jy so dit, jy so dit nie. Ek Want- het iets wat ek wil sê op daai noot. Okay, want wat ook begin gebeur het is, ek sal jou vra om te help in die huis, en dan sal jy help in die huis, maar nie noodwendig goeders waarmee ek hulp nodig het nie. So kom ons sê byvoorbeeld, ek het nodig dat jy die toiletpapier ruil, maar nou vat jy die asblik uit. Dan sê ek soos, maar ek het nodig dat jy die toiletpapier, dan raak jy kwaad, want hoekom kan ek nie sien dat jy's oulik en het die swart sakke uitgevat nie. Ja. En dan wil jy ek moet vir jou sê, hoorie, jy's oulik hierdie swart sakke, maar dan is ek soos, okay, maar that's not what I asked. Ja, en dit gaan ook oor, mens moet nie dit doen om 'n reaksie te kry nie. Mens moet nie dit doen vir, jy's oulik nie. Mens moet dit doen omdat jy lief is vir die ander persoon. Ek was net so uitgehonger vir dit, want in my liefdestaal is words of appreciation. Ja. So vir die wat nie weet nie, elke persoon het 'n liefdestaal wat hulle hou daarvan om te ontvang
en een wat hulle hou van om te gee. Partykeer is dit dieselfde ding. So jy het words of affirmation, jy het act of service, physical touch, dan Gift. persentjies, en dan quality time. So myne wat ek hou van om te ontvang is words of affirmation. Soos van, yes, hoorie, jy is goed in dit. Of, jo, dit is die lekkerste koffie. So ek waardeer dit. Maar dit is soos genuinely lekker koffie. Ja, so Ek wil net vir jou sê, waardeer dit. jy het so pas vir jou 'n gat gekry. Ek het so gedink, maar ek meen, ek kort die words of affirmation. Ja, maar nou gaan ek net in Nee. die bed lê want ons het ook 'n lekker koffiemasjien. So dan gaan ek net in die bed lê en dan moet Dis jy vir my reg, koffie dis bring reg. elke oggend. Is reg. Jo, die koffie is regtig lekker. Ons moet net seker maak as dieselfde bone. Ja, so ek dink identiteit is Moenie belangrik. skree op my. Ek jammer. Klink excited. Ek dink dis belangrik om jou liefdestaal te verstaan as dit kom by identiteit ook. Want myne, omdat ek hou van words of affirmation, of dit nodig het om my op te bou en te voel ek is geliefd, wil ek dit altyd by ander mense gehad het en ek wil dit altyd by vriende gehad het en so aan. So met dit wat my liefdestaal was dit al my identiteitkrisis was soveel erger. En dis kom ek nodig gehad het dat jy altyd vir my sê hoe oulik ek is, dat ek net voel ek is alright, ek word geaanvaar. Want ons het gegaan van hierdie heavy social situasie waar almal net na my toe kom vir 'n braai. Al is ek besig om te studeer vir ekonomie, het mense buite kom sit en kom kuier. So dit was om van dit af te gaan na complete lockdown toe was 'n bietjie rof geweest, maar ja, dit was nodig vir 'n identiteitsshift. So Jy het baie op my rely om jou identiteit op te kikker of wat ek al jy dit neem. Want jy wil hê ek moet altyd vir jou sê jy is oulik. maar ek dink Omdat jy die is- vriende nie daar was. Wel, ek sê die vriende nie daar was nie. Soos later aan het was daar vriende, maar ek bedoel soos daai hele eerste ruk. Oeg, dit was rof. Verstaan, want Dis hy's daar baie nie rof. jy werk nie tussen mense nie. So jy het nie kollegas nie. Ons het nie vriende gehad nie. So ek dink jy het baie op soos my en jou male gefokus om jou tankie te try volmaak, maar dit was onmoontlik vir ons om dit vol te maak. Ja, my tankie word vol deur socialization en sport oefen. So en ja, ons kon nie een van dit regtig gedoen het nie. So ek was dus dan julle is die enigste mense daar, so Okay. so be it. En toe En toe wat? trek ek terug Suid-Afrika toe. Toe trek jy terug Suid-Afrika toe, En- Januarie van Januarie. 2026. En jy het toe in Kanada gebly. Ja, een van die moeilikste besluite. Ja. Maar dit was 'n moeilike besluit, maar as ek nou moet terugkyk, dink ek dit was die beste besluit. Soos dit was verseker die moeilikste een. Maar wat ek bedoel is, ek dink ek en jy kon baie aan onsself werk apart, terwyl ons nog obviously oor die foon gekuier het en sulke goeters. So ons was nog steeds getroud. Ek dink ons het en my en jou verhouding is nie so van soos ek is bekommerd dat jy nou in Kanada is vir dat jy op my gaan verneek of iets is dit nie. So ek en jy darm dit soos hoe kan ek sê ons is stable in daai aspek. Ja. So as ons gepraat het en wat ook al, daar's partykeere wat ons vasgesit het, maar ek voel nie eintlik ons het vasgesit soos groot fights wat ons sou byvoorbeeld gehad het in persoon nie. Nee, ek dink die time difference was te moeilik. Ja, ons het tyd gehad vir fight nie, ons het net 10 minute om hallo te sê. Ja, maar dan bly ek in die aande wakker tot 11:00, 12:30 net om vinnig met jou te praat en as ek sê okay, ek kan nie meer nie, ek gaan nou slaap en dan Ja. 6:00 die oggend dan is ek weer op pad werk toe. So dan daar was net nie baie tyd vir dit nie. So Ja, dit was regtig eintlik 'n moeilike tyd. maar ek wil sê maar net ook hoekom ek agtergebly het. Ek het maar net gevoel dit is nie tyd vir my al om terug te kom nie. Ek het voel die Here druk op my hart dat ek daar nog moet wees vir 'n rukkie. En obviously moes ons klomp goeders daar klaarmaak en uitsort administratiewe goeders. administratiewe goeders. Soos ons moes ons apartment opgee. Apartment, Ons die meubels. lease cancel, al die meubels verkoop en weggee en so aan. En soos kontrakte en goeders wat jy moet uitnegotiate en nog steeds betaal en laat oorvat en dit was
en om weer te immigreer. Dis nie net okay, trek terug en Ja, daar ons is jy, né? ons het nou al 2 keer Ek gaan is nog steeds voluit besig met die immigrasieproses want dit is belastinggoed wat mens moet in ag neem. Dit is gaan baie diep met investments en allerlei sulke tipe goed. But anyways, op 'n nie admin noot nie. Ja, skus. So toe het jy nou ek en jy was soos uitmekaar uit vir 2 weke, vir 8 weke, van Ja. Januarie tot Maart. Ja. Toe Maart toe kom jy, toe jy het nog nie jou identiteit soos, hoe kan ek sê, jou shift gehad nie. Nee, ek het beslis nog. Nie. In Januarie, toe was dit, in Maart, toe kom kuier jy, het ons net vir 2 weke, ons het mekaar net vir 2 weke gesien, maar ek voel in daai tyd het die duiwel eintlik ook baie van ons joy kom steel, bedoelend van die kinders was siek, en dit was net soos, Ja, dit was rof. Dit was ja, dit was 'n crazy show. Maar in elk geval, toe gaan jy terug in Maart. En Op my laaste verjaarsdag toe land ek in Kanada. ja, Dit was rof. dit was rof. Maar ook met daai van ons het nie geweet wanneer ons mekaar weer gaan sien of wat ook al nie. So ek voel dit was vir my en jou 'n baie nie stresvolle tyd nie, maar soos 'n depressing time gewees, want dis soos ons weet nie wanneer ons mekaar weer gaan sien nie. Yes, Maar 2 weke is kort. ja, 2 weke is baie kort, want jetlag is soos 1 week, so ons het basically net 1 week saam gehad, waarvan daai week die kind siek was. Ja. Maar toe, ek voel in die tyd wat ek en jy nie by mekaar was nie, okay, laat ek net so sê, toe ek en jy by mekaar was in Kanada, voel ek die hele immigrasie situasie in Kanada van soos ek is nie happy daar nie, maar jy voel die Here het gesê ons moet daar wees, daai ding, ons was nie op dieselfde bladsy nie, en ek voel dit het baie wrywing veroorsaak. Selfs so dat elke keer as ons nagmaal gehad, ek weet nie of jy hierdie kan onthou nie, maar dit voel elke keer as ons nagmaal try hou het ons gefight. Elke keer as ons try saam Bybelstudie hou het ons beklei. Of ons is net te moeg, of ons wil dit net nie doen nie. En ons het net nooit op 'n punt gekom wat ons is. Ja, dit het net vir my heeltyd gevoel die duiwel oor Dit is 'n aparte Bybelstudie essentially. Ja, maar wat ek bedoel is soos oor die duiwel geweet het, ons is nie op dieselfde bladsy nie, het hy baie daai kaart gespeel om te keer dat ons soos saam groei in die Here in. Maar in elk geval, nou is jy in Kanada, ek is hierso en ek voel dit is waar ons verhouding met die Here baie versterk het. Want toe is jy op 'n plek wat jy kind of wil wees, soos nie wees nie, maar verstaan nie, soos jy's in Kanada, jy voel jy moet daar wees. Ek's in Suid-Afrika, ek voel ek moet hier wees. Ons is op dieselfde bladsy vir die eerste keer. Verskillende kontinente. Verskillende kontinente. En Ons moet dit die tagline maak. Selfde bladsy, verskillende kontinente. ja. Maar so toe het jy kon tyd, jy was nie kwaad vir my nie, so jy kon tyd spandeer saam met die Here en groei met hom. Ek was nie kwaad vir jou nie, so ek kon tyd spandeer saam met die Here en groei. En saam met ek en jy soos gepraat oor goeters en ons het ons verhouding apart, soos op verskillende kontinente, maar ons verhouding het saam gegroei in Christus. Ek was so klein bietjie kwaad vir jou party daar. Ja, maar net party daar. Net party daar, dan sê ek soos, wie se dom idee was die? Ja, maar ek het ook partykeer as Yes. direk Bernard soos wie se stupid idee was hierdie. Maar anyways. En vertel ons bietjie wat het toe jy nou apart soos op jou eie was. Wat het gebeur dat jy soos hierdie drastic shift in jou gekry het? Want jy het hier aangekom en jy was soos letterlik 'n nuwe persoon. Ek het al baie keer vir jou gesê, Bernard, soos jy's amazing. Jy's letterlik die Bernard wat ek gedate het. Ja. Stupid dat jy self die gasbottels uitgefigure het. Gasbottels, dit klink so petty. Dit is so stupid. Nee, maar soos dit is soos letterlik hoe jou identiteit jou beïnvloed het in Kanada, want met die gasbottels, jy sou byvoorbeeld
dit nie op jou eie wou doen nie. Nie dat jy dit nie kan doen nie, ek dink net soos, jy het so gesukkel met soos identiteit, dat jy dit nie wou alleen doen nie. Jy, Ek soos, sê wou alleen doen, ek sê dit's meer soos in, ek wil nie nog met dit sukkel ook nie. So sê my hoe om dit te doen, sodat ek nie nou met, soos lewe is klaar moeilik, ek sukkel met vriende, ek sukkel met identiteit, ek wil nie nou nog sukkel om iets uit te figure nie. So as jy weet hoe om dit te doen, sê my. Want nou is dit net soos van, okay, whatever, ek sal dit uitfigure. Ek dink die shift het vir my gekom, ek het baie tyd saam met die Here spandeer, veral tussen 8:00 die aand en 11:30 wat ek vir jou wag. Ek het maar baie Christelike video's gekyk, baie Bybel gelees en partykeer as ek nie die moed vir Bybel lees nie, het ek maar die Bybel app aangesit en net play gedruk. Al speel die Bybel, dan lees die ou die Bybel terwyl ek slaap. Ek voel dit het 'n groot effek nog steeds, want dan word ek wakker en ek soos uit wat gesê, en dan gaan lees ek gou daai stukkie. Maar ek dink maar net soos die Here het my situasie gebruik en my identiteit kom re-establish. Soos partykeer laat hy toe dat die wêreld jou afbreek sodat hy jou kan heropbou. So ek sê altyd hy breek jou, hy laat toe dat jy afbreek tot op jou fondasie, laat hy jou reg kan bou. Want dit help nie hy kom hier bo in en dan is dit so wankelrig en goeters. Soos hy wil van die begin af, hy wil hê jou fondasie moet reg wees, of wat nou met finansies is, of verhouding, of identiteit. En toe het daar weer iets gebeur wat ek ongelooflik baie moeite en effort in 'n vriendskap ingesit het, en toe het die persoon my heeltemal gebackstab, en dit my verskriklik seer gemaak. En ek is soos, Here, ek het net eintlik na die Here se voete toe gegaan en gesê, dit maak my verskriklik seer. En toe kom daai versie op van soos, dat hy my nooit sal teleurstel nie. He will never let me down. En dat as ek nader aan hom, if I draw near to me, wag, ek moet daai versie gereg kry. Daar's 'n paar van hulle wat eintlik maar sê dat hoe nader jy aan God kom, hoe nader kom hy aan jou. Daar's 'n paar van hulle. Dit sê draw close to me and I'll draw close to you. En toe het ek dit voluit gevat en het gesê, okay Here, duidelik, ek het vir die ou, al my intensies was goed gewees, en basically het hy gaan goed agter my rug sê, by van my ander vriende, en toe dit by my uitgekom, en dit my regtig seer gemaak, want ek is soos, luister, ek was nog niks behalwe goed vir jou gewees, en ek nog nooit iets slegs van jou gesê nie, en vir daai rede gaan ek nie sy naam sê nie, en dit maak nie saak nie, it doesn't matter, en daai het vir my geklik, nadat ek het by die Here se voete gesit het, toe sê hy vir my, it doesn't matter, hulle opinie maak nie saak nie, want jou identiteit is nou in my, ek sal vir jou sê wat ek van jou dink, en dit was so profound shift gewees, want dis elke keer wat ek ontsteld raak deur hierdie amper of betrayal, het die Here net gesê, it doesn't matter. Ek sal vir jou sê wie jy is, en wat ek van jou dink. En dit het vir my alles verander. Dis ek soos in, weet jy wat, the joy of the Lord is your strength. Daai van, maak nie saak hoe sleg dit gaan nie. Jou vreugde in die Here gee vir jou krag. En ek het nooit daai vers verstaan nie. Maar in hierdie identiteitsding is dit soos van, yes Here, ek gaan deur hierdie ding, maar ek is so bly ek het 'n familie. Ek is so net dankbaarheid. En toe het ek begin hierdie joy kry, van the joy of the Lord is your strength, en hierdie joy het my deur hierdie moeilike tyd gevat, asof dit niks is nie. Maar voorheen sou dit my gebreek het, en dit was dan 'n ongelooflik, en dis waar die shift gekom het, is toe die Here vir my sê, it doesn't matter, want ek sal vir jou sê wie jy is. En Dis amazing. ja, En ek as jou vrou sien drastiese verskil. Soos regtig waar, en ek het dit al baie vroeg in, vandat jy so is, het ek soos 'n paar dae nadat jy is, soos ek sien drastiese verskil. is net die Here. Maar dis wat ek nou wil sê, is soos maak nie saak hoe hard ek probeer het om jou te verander
in die terug te verander. Ja. Nee, maar nie noodwendig terug te verander nie, want soos, ek dink dit sou stupid gewees om jou terug te wou verander, maar net weet, soos jou te laat besef wie jy eintlik is, soos en hoe ek jou sien en al die goeters en dat al hierdie ander mense nie saak maak nie en dat soos jy is die slimste persoon wat ek ken en verstaan jy daai tipe goeters en ek het dit het ons verhouding ook baie soos aangetast. Want ek raak frustreerd want ek help jou en ek dink ek help jou deur om vir jou te sê nee, maar moet dit nie so sê nie, sê dit so. Maar dit was vir my ook uitputtend. Ja, en dit was vir jou nie lekker om die hele tyd te hoor jy's verkeerd nie, maar al probeer ek dit nie vir jou soos dis nie dat ek dit vir jou gesê het omdat ek wil hê jy moet weet jy was verkeerd nie. Ja, dis dit om is te half sê, soos ek wat jou fix try dit en dan gaan ons, help dit gaan beter wees. Ja, maar dit Ja. was eintlik net, dit was al wat ek eintlik moes net daar gedoen het, is net vir jou bid. Maar dis net 'n ding wat mens kan sien is soos jy kan nie iemand verander nie. Soos al wie jou gaan kan verander is die Here. Ja, absoluut. En ek het nie eers Okay, dit het my beslis baie gehelp om ook weer terug in 'n fisiese kerk in te gaan. En daar's 'n kerk wat ek ongelooflik baie gelike het. Jy was nie so mal daaroor nie, want die situasie was nie ideaal geweest nie. Maar toe jy nou nie daar is nie, toe gaan ek terug sien toe. En dit was my so goed geweest dat ek net by 'n kerk uitkom. En toe het die pastoor my begin leer ken en dat my ou tannies en ooms my kom groet op die naam en dit was vir my so lekker, soos ek soos in, daai relationship is lekker. En toe het ek so 'n bietjie aanvulling daar gekry en toe was daar klomp preke ook oor identity en soos as dit wegval, soos as jy jou identity in sport sit, maar jy verloor jou been, is jou hele menswees daarmee weg. En ek het my menswees verloor toe ek my identiteit verloor het en toe die Here gesê, moenie worry nie, ek sal jou kom terughelp. So ek moet sê, die kerk het my gehelp en maak nie saak hoe hard ek probeer het nie, ek kon dit nie doen nie. En ek het vir jou van die begin af gesê, soos, toe jy dit opmerk, toe sê ek, dis nie ek nie, dit is net die Here, want in Kanada het ek probeer, ek het genuinely probeer, ek het hard gewerk om dit te wees, en om my identiteit reg te kry. Ek het nie geweet was 'n identiteitskrisis toe nie, maar ek het soos hard probeer dat mense my weer like en dat ek goed is in sport en dat al daai tipe goeders en dit was exhausting. En dit het 'n groot effek gehad op ons verhouding en op alles eintlik maar toe ek dit kon uitsort, die hy ook geleide so. Dit gaan ook nou opkom. Maar toe die Here dit kom fix, toe val alles en ek maar net in plek. Want dit is soos van wat ander mense dink en sê, maak nie saak nie. En van daar af toe ek soos toe kry ek confidence, soos van ek kan doen wat ek moet doen. So, ek kan boeke lees, ek kan hard werk, ek kan aan nuwe goed dink, ek kan eintlik maar net weer myself wees. Maar daar's no pressure, niemand hoef my te sê hoe oulik ek is nie. Niemand hoef te approve nie. As iemand vir my hou nie, dis okay. Okay, doesn't matter. Die feit dat as jy iets doen, oor jy nie approval soek nie, dan is dit vir my soveel lekkerder om dit vir jou te gee. Verstaan jy? Of nie approval nie, Ja, nee, het is eintlik maar approval. nee, maar nie approval nie, net soos 'n kompliment. 'n kompliment. Ja. Want waarvoorheen dit half gegaan het van soos, okay, so Bernard het nou die swart sak uitgevat, so nou moet ek vir hom sê hy is oulik. Maar ek kan nie net een keer vir hom sê hy is oulik nie, ek moet elke keer vir hom sê hoe dankbaar is ek. Jammer Verstaan jy? daaroor, is exhausting. Nee, maar nou dat jy dit nie heeltyd soek nie, as ek dit die een keer nie sê nie, want ek is byvoorbeeld uitgeput, dan dis nie dat dit ons verhouding beïnvloed nie. Ja, is nie 'n big deal. Waar as ek dit nou vir jou sê, dan weet jy genuinely ek waardeer dit. Want dit was iets waaroor ek en jy ook baie beklei het, is soos as ek die hele tyd vir jou sê hoe oulik is, wel jy's die hele tyd oulik, maar verstaan jy, soos as ek die hele tyd vir jou moet sê soos dankie vir dit, dankie vir dit, dankie vir dit,
Soos na ruk sê ek dit nou net want jy wil dit hoor, maar nie dat ek dit regtig bedoel nie. Ja. En dis een ding wat vir my, as jy iets sê, dan moet jy dit actually bedoel, of moet dit eerder net nie sê nie. Want ek wil nie hê, jy moet dink, selfs soos, kom ons sê byvoorbeeld, ek teken iets, en dit lyk, dis regtig 'n stokmannetjie. Dan wil ek nie hê, jy moet aan my toe kom en sê, yes, weet jy, hierdie is freaking Van Gogh se skildery, Van Gogh nog. wat ook al, verstaan jy, maar dis 'n stokmannetjie. Ek wil nie hê, jy moet my ophype, maar eintlik is dit net soos, ek wil Ja, die eerlikheid word meer waardeer. sien en vir my gaan dit daaroor. So dit was vir my 'n groot ding, dat ek heeltyd vir jou moet sê, okay, weet jy wat, dankie vir dit, of jy's oulik of wat ook al, as ek dit nie in daai oomblik bedoel het nie. Verstaan nie wat ek sê? So nou, as ek nie iets vir jou sê nie, weet ek is fine, want ons gaan nie fight nie, maar dan, wanneer ek vir jou goeie sê, dan bedoel ek dit soos rarig. Soos daai koffie was rarig lekker. Ek voel ek gaan nou elke dag met koffie maak. Nie net by die huis, maar by die werk ook. Oh ja, obviously. Jette. Obviously. Wel, ek is nou barista, so dis kan nou wat ek doen. Barista Bernard. Exciting twist. Ek het vir 'n paar mense gesê net voor ek bedank het. Of toe ek klaar bedank het en hulle weet nou ek loop sê ek gaan 'n bietjie barista tussenin tot ek hoor wat die Here se pad is vir my vorentoe. En dan kyk hy so van, kom wil jy, soos ek sê, okay, jy verstaan nie. Nee, you do not understand. Dis is net so wat ek sê, ek gaan 'n minibus koop en ek gaan toer. Like, ek gaan iets buite my comfort zone gaan doen. Ek gaan iets fun gaan doen, iets anders. En dis ook 'n ander ding is, soos ek voel soos jy's baie meer adventurous. Wel, jy was super adventurous toe ek en jy gedate het, voordat ons Kanada toe is. En toe in Kanada toe voel dit vir my jy's baie soos, wil nie nuwe goed try nie, jy is net stuck in your ways. En nou is dit soos, iets stupid, soos die pasta nou die aand. Of die feit dat jy nie, Wat is die pasta nou dan? daai lekker pasta wat ons gemaak het. Toe sit ons hier O buite. ja, dit was lekker. Verstaan jy, soos dit, waarvoorheen sou jy dit nie eens wou try nie. En, jy's nie groot op veggies nie, maar die feit dat jy die butternut geëet het, wat ek vir jou gemaak het, en jy het vir my gesê, dis lekker. Verstaan, soos, Moenie dit op die podcast sê nie. nee, maar verstaan jy, Ek het 'n reputasie om te maintain. maar, soos, dis sulke goeders, ja, dis sulke goeders wat net, ek weet nie, ek is net so super verlief op jou op die oomblik. Ja, dis cute. Ja. I love you too. Net dan kom met iemand, hy sê lief voor terug hê. Ja, ek dink maar net, as jy jou identiteit gevestig het in die Here, dan is dit maklik om te floreer in ander goeders. En ek vat daai it doesn't matter filosofie eintlik nogal sterk op. Soos van, Ja. voorheen het ek nie groente geëet nie, want ek genuinely like dit nie. Ek geniet dit nie. Ek is 'n carnivore. Ek love carnivore. As ek 'n keuse het, is dit al wat ek wil doen. Maar jy het moeite gedoen met die kos en soos ek sê, it doesn't matter. Laat ek dit maar probeer. So, So, ja. wat sê die Bybel, weet jy, wat sê die Bybel van wie jy is? Daar's klomp goeters in die Bybel wat die Here sê wie hy is. Kan jy vir ons dalk, kom ons sê so 1 of 2 goeie sê, wat Ja, die- jou gehelp het? Een van hulle is, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus. So dit beteken jy wen nie net 'n fight nie. Jy soos demolish die vyand. Soos jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy's 'n kind van God. Moses was 'n vriend. Geskaap in sy image. Ja, Moses was 'n vriend van God. Dis iets om na te streef, soos nie net om 'n kind van God te wees, maar 'n vriend. Om 'n vriend genoem te word is 'n baie intieme verhouding. Dit is iets meer van, okay, Here, gee vir my hierdie, soos ek praat met die Here soos wat ek en jy nou praat. Ek sal buite gaan en sê, "Jo, Here, dit is warm." Of Jesus, ek dink ons kort bietjie reën. Of wat dink jy? En hoe meer jy dit doen, hoe makliker word dit. In O die ja, begin is o ja. dit bietjie, Kyk, ek gee nie om of mense dink ek is kry of dis daai ou wat met homself praat. Ek en die Here is alright. Ek kan met hom praat soos wat ons nou praat. En dit is my game changer, want ek dink baie mense dink jy moet bid, jy moet op jou knieë. Daar's 'n tyd en plek vir dit, verseker. Veral met ernstige gebed, maar dit is 'n verhouding. En met my identiteit
ding ook, is dit baie van, ek praat nog altyd met die Here so, maar nou is dit net nog makliker, want dan sê ek vir die Here, hoor Here, dit is my nou regtig gepla, dat hy nou dit gedoen het. En dis waar die Here vir my gesê het, it doesn't matter. En baie van die ander goed waarmee ek struggle, soos wanneer ek hiernatoe vlieg, het ek gesê, Here, ek wil by my kinders wees, ek wil nie lank vat nie, hier is my probleem, vliegtuigkaartjies is duur, en my werk dit, en hierdie ding dat, en ek kommunikeer dit met die Here, want die Here wil dit weet, hy wil weet van ons goeders, hy weet alles, maar hy wil hê ons moet dit aan oordra, want dit is deel van die verhouding. Ek weet ons is nou 'n bietjie off topic hierso, maar ek het gevoel my identiteit het baie verander met dit ook, van om net met hom te gesels oor, okay, yes Here, ek soek vriende, ek soek dit, ek sê net soos, okay Here, U weet klaar wat ek nodig het, soos voorsien dit vir my, en kos gesels soos, ek mis my kinders vandag, ek mis my vrou vandag, of eers hy sou hierdie geniet het. Jy weet, sulke tipe goeders. So, dit is moeilik om oor te praat, maar ja, dit is eintlik maar my storie vir identiteit, is maar net om by die Here se voete te gaan sit het, en ek was nie altyd lus om Bybel te lees nie, dit is vir my nou nog partykeer 'n challenging ding, so dan lees ek op my foon die Bybel, en as ek self nie eers lus is om te lees nie, terwyl ek bad, dan kies ek 'n Bybelvers op die YouVersion Bible app, en ek druk play, en ek luister dit net. Ek hoef nie op te let en nou, okay, hy het dit nou gesê. Ek sal dit net luister, soos agtergrondmusiek. Want dan vang iets my oor, en ek glo dis die Here ook wat baie keer mense oor skerp maak vir sekere iets. Dan sê ek soos, okay Here, hierdie, ek wil 'n bietjie meer weet oor hierdie. So dis om intentioneel te wees met dit, en ek dink dit het gehelp om my identiteit weer te vestig, is om opsetlik tyd te maak saam met die Here, maar om dit eenvoudig te maak. Mense dink jy moet dit altyd so van, okay, ek moet nou soveel ure in die Bybel spandeer. Nee, begin met, Jy kan 3 ure in die Bybel spandeer en niks leer nie. ja, begin met basiese goed, soos praat met die Here soos wat jy met iemand sal praat, of dit nou in jou vrye tyd is, of op die straat is, of wherever, en dan die ander ding is soos, kom in die Bybel uit. Die Bybel is amazing. Druk die play knoppie as jy moet, en luister die Bybel, of lees net jou daaglikse vers, en vra die Here daaroor. As jy daai daaglikse versie lees, moet jy lees in die oggend, en dan sê jy soos, okay, ons is meer as oorwinnaars deur Christus, en dan vergeet jy daarvan. Vat daai vers en dan sê jy soos, Here, wat beteken dit? Wat bedoel U? Hoe manifesteer dit in my lewe? Soos, hoe is dit van toepassing op my? Soos vat daai daaglikse versie, want die Here sê ons mediteer op die woord. Nou meditate het 'n baie slegte naam gekry in die Christenwêreld, want mense verstaan nie, mediteer beteken ponder, dink daaroor, vra daaroor. Kyk hoe dit toepas in jou lewe, kyk hoe dit toepas in net alledaagse goeders. Ontleed dit. Ja, ontleed dit, probeer dit verstaan, gaan lees dit in konteks, so baie keer as jy hierdie daaglikse vers kry, gaan lees die hele hoofstuk, gaan verstaan hoekom en waar dit gesê word. Konteks is baie belangrik. Wat is soos as jy een raad moet gee vir iemand wat sukkel met hulle identiteit? Wat is een ding wat jy vir hulle kan sê? Ja, dit is, ek sou sê eers, Sê soos een uit 'n Christelike oogpunt uit, en een uit soos 'n wat ook al. okay, uit 'n nie Christelike oogpunt sal ek sê eers, bepaal wat is jou identiteit. Want as jy identiteitskrisis het, en jy soek dit by ander mense, bepaal, okay, wat soek jy? Soek jy komplimente, soek jy vriende, wat soek jy presies? Soos vind uit wat jou identiteit is, as iemand vir jou vra, wie is jy? Hoe beskryf jy jouself? Beskryf jy jouself in jou werk, beskryf jy jouself in jou sport, in jou vriende, in jou social life, in hoe baie jy kan drink, in hoe baie sigarette jy rook, hoe baie jy boer, wat ook al dit is. Gaan vind uit, waar lê jou identiteit? En dan werk jy aan dit van daar af. Kan ek dit iets vir jou sê? Ja, natuurlik. Ek dink nie jy gaan jou identiteit kan uitfigure as jy nie dit in Christus Ja, uitfigure kyk, ek dink jy sal kan uitfigure waar dit lê, maar ek dink die moeilike... Jy gaan kan uitfigure waarvan jy hou, maar jy gaan nog steeds daai
daai gat het Ja, wat ja, niks dis en wat niemand ek kan wil sê. vul Ek nie. probeer dit uit 'n nie-Christen gedeelte sê nie. Ek dink daar is nie. Ek dink uit 'n nie-Christelike gedeelte bepaal eers wat jou identiteit is en mens kan jou identiteit verander en sê okay, ek wil nie so wees nie. So jy kan nie slegte gedeelte daarvan vat en sê okay nee, dit kom bietjie needy voor. Maar ek dink sonder die Here is dit so moeilik want mens moet bid vir wysheid en insig en jy gaan altyd as jy dit nie in die Here vind nie, gaan jy 'n gat hê wat jy altyd wil vul met materialistiese goeders of aandag of iets. Want ons almal Okay, het 'n laat ek die vraag anders te vra. ja. Ek praat nie van soos hoe gaan jy jou identiteit vul nie. Ek praat van soos wat is een ding wat jy gedoen het wat nie noodwendig Bybel lees of wat ook al. Maar wat is een ding wat jy gedoen het wat jou gehelp het jou identiteit? Of jou gehelp het om nie noodwendig jou identiteit, maar om minder, hoe kan ek sê, die ding is, dit is so moeilik want daar is nie iets nie. Soos ek wil sê, is dit dat jy gaan oefen het? Is dit dat jy Ja, maar kyk, meer met jou kollegas gekry het? Maar daai jy steeds shift net jou identiteit. So ek kan bepaal, okay nee, ek kry my identiteit van vriende af. En dan sê ek okay nee, ek wil nie heeltyd net vriende se proef, so ek nou begin sport doen. Dis dieselfde soos addiction. Addiction baie keer los mense rook, maar dan het hulle 'n snacking probleem. Want dit gaan oor die habit van om jou hande besig te hou. So kan ons dan tot die konklusie kom van soos jy kan nie jou identiteit verbeter. Daar is menslik niks wat jy kan doen buite in jou verhouding met die Here groei en jou identiteit in die Here kry nie. Ja, want jy ruil die een vir die ander en dan Okay. as daar So noem een ding wat jy gedoen het om jou identiteit soos jou identiteitskrisis op te los. Dit is net om stil te raak voor die Here en te reflect en jy kan nie bang wees dat die Here mens korrek nie en sê hoor jy het hierdie gedoen. Soos wees oop vir criticism. Wees oop dat hy vir jou sê hoor ons gaan dinge nou 'n bietjie anders te doen. Maar wees rustig op jouself. Want die Here is rustig, hy's gentle. Mense dink die Here is so kwaai en so aggressief, hy's gentle. Jy kan by hom gaan sit en hy sal vir jou rustig met jou werk. So ek sou sê, gaan sit by die Here se voete, gee jouself bietjie grace en sê, soos wees oop en aanvaar wat die situasie is, maar wees oop dat die Here jou verander. Jy hoef nie baie werk in te sit nie. Jou meeste werk wat jy moet insit is net by die Here uitkom. Hy verander self. Ek het nie besef hierdie goed verander nie, tot ek hier gekom het. Is daar nie soos 'n vers of iets wat van soos just show up and I'll do the rest of Is be still and know that I am God. Nee, soos iets van soos jy moet net opdaag of jy moet net een trekkie gee en ek sal die res doen of Ek kan nie na 'n vers dink van dit. okay, of is net 'n sê ding of something. Okay, maar dankie. Ja, ek dat hoop jy ek kon was. alles geantwoord het. Ja, as daar mense is wat enige vrae het of net soos meer wil weet, asseblief soos comment of stuur vir ons 'n boodskap. Ons sal like om julle vrae te antwoord, want ek dink daar's baie mense wat sukkel met identiteitskrisisse. Krisisse. En dit hang ook af wat se lewensfase jy is natuurlik. Wat is 'n recommendation wat jy wil hê vir die week? O my magtig. Soos een ding wat jy soos geniet het hierdie week of een ding wat jy Dan moet ek gou eers dink. ek dink gehou. Nee, sê jy eers 'n My recommendation. koffiemasjien. Nee. Okay. My koffiemasjien. Hoekom jy moes my gewaarsku het dat ek kon dink aan hierdie goeters? 'n Recommendation. Jy wat van jou powerbank? Ja. Okay, vra my weer. Nee, maar jy kan net antwoord. Nee, vra my. Wat is jou recommendation vir die week? Definitief my powerbank. Sy lag want sy het my geremind. My powerbank, want ek het hom op Temu gekoop.
ek is 'n groot Temu basher. Tot ek 'n powerbank daar gekoop het vir baie goedkoop en toe werk hy fantasties. Toe vat Shania hom saam Suid-Afrika toe. Toe koop ek vir my 'n witte en nou is die witte hare en die swarte myne. Maar definitief 'n goeie powerbank. As jy vergeet om jou foon te charge, as die charger op 'n werk het of as jy lank travel en jy moet maps op jou foon hê, wat ook al. Dis so nice net om daai backup te hê. Veral met deesdae se fone. Dis nie meer die Nokia batterye nie. Okay, dis seker too much info. Nee, dis cute. Cheers vir eers, dis koffie vir twee. Ons moet dit weer doen, want dit het weird gevoel. Dis koffie vir twee. Ja, maar dis wat ons doen. Okay, maar jy moet nie so, ek moet ook 'n bietjie. 2, 3. Cheers vir eers, dis koffie vir twee.